Gemeente, jy kan vanmôre dan saam met my oopmaak. Ons gaan saam lees uit Matteus hoofstuk 6 en ons gaan vers 19 tot 24 met mekaar deel. Drie kort gelykenisse wat Jesus so kort na mekaar met die mense deel in die bergpredikasie. En net kort voordat hy met hulle praat oor die sorge van die lewe, natuurlik waarmee hoofstuk 6 eindig, soek allereers die koninkryk van God en hy sal ook dan vir julle al hierdie ander goed byvoeg. Maar binne-in hierdie gesprek praat Jesus en hy vertel hierdie drie kort gelykenisse vanmôre eintlik met een doel, met een vraag. Aan wat is jou hart gekoppel? Waaraan spandeer jy die meeste tyd? En dan lees ons vanmôre hierdie drie kort gelykenisse saam. Hierdie is die woord van die Here, ontvang dit ook so, kom ons lees. Moenie vir julle skatte op aarde bymekaar maak, waar mot en roes dit verniel, en waar diewe inbreek en dit steel nie. Maak vir julle skatte in die hemel bymekaar, waar mot en roes dit nie verniel nie, en waar diewe nie inbreek en dit steel nie. Waar jou skat is, daar sal jou hart ook wees. Die lamp van die liggaam is die oog. As jou oog goed is, sal jou hele liggaam lig hê. Maar as jou oog sleg is, sal jou hele liggaam sonder lig wees. As die lig in jou donker is, hoe donker moet dit dan nie wees nie? Niemand kan vir twee baase gelyk werk nie. Hy sal of die een minder ag en die ander een hoor, of vir die een meer oor hê en die ander een afskeep. Julle kan nie vir God en vir Mammon dien nie. Dit is die woord van die Here. Kom ons staan, dan buig ons hoofde. Here, ons het bewus geword van u teenwoordigheid. Ons het u naam groot gemaak. En nou is ons u kinders voor u. En ons kom vanmôre na u toe met die woord voor ons oop. Dat u vir ons sal kom leer. Hemelse Vader, ons weet dat hierdie nie 'n reg is nie. Hierdie is 'n absolute voorreg dat ons sonder vervolging hierdie woord mag hoor. En daarom, Vader, kom bid ons dat u dan ook die dele in ons harte vanmôre sal kom oopsluit, wat oopgesluit moet word. En dat u daardie dele in ons harte wat toegesluit moet word, dit ook sal doen, sodat u al die eer sal ontvang vir hierdie woord. Here Jesus, ons is u kinders met ons ore baie oopgespits op u, vir die invluistering van die Gees, om vanmôre met ons elkeen te kom praat. Dankie dat ons dit so in ontvangs kan neem, en dat u daarvoor geëer sal word, deur die lewe wat ons leef. Gebruik dit dan kragtig, tot eer en verheerliking van Jesus Christus, ons Here. Amen. Liewe gemeente, in wat investeer jy jou dinge? Die Here Jesus begin vanmôre en hy kom sê vir ons, moenie vir julle skatte op die aarde bymekaar maak, waar mot en roes dit kan vernietig of waar diewe kan inbreek en dit kan steel nie. Dis 'n baie interessante Griekse woord hierdie bymekaar maak.
Dis 'n woord wat in die kontinuïteit aanhou en aanhou en aanhou en aanhou en nooit ophou nie. Dis amper wat Jesus vanmôre hier sê, dat die meeste tyd wat ek en jy in hierdie wêreld het, spandeer ons aan bymekaar maak. Dis 'n aksie wat nooit bevredig word nie. Dis 'n aksie wat jou honger nooit stil en jou dors nooit les nie. En as jy nou vanmôre mooi daaroor dink, dan is dit eintlik waaroor hierdie gedeelte vanmôre gaan. Want Jesus vra eintlik vir ons, hoekom doen jy wat jy doen? En hy sê eintlik, moenie, hou op, stop dit. Hoekom gaan jy aan daarmee? Waarvoor? Vir wat investeer jy? Hoekom maak jy bymekaar? Dis nogal 'n groot vraag. En almal van ons wat vanmôre hier sit, het ideale, ons het drome, ons het strewes, ons het mikpunte, het ons nie? Ek wil graag daai toets deurkom sodat ek my jaar kan maak. Ek wil my jaar maak sodat ek my graad kan kry. Ek wil my graad hê sodat ek 'n goeie werk kan kry. Ek wil 'n goeie werk hê sodat ek vir my gesin kan sorg. Ek wil graag vir my gesin sorg sodat ek vir hulle die beste pad vorentoe kan uitkap. Sodat. En die eintlike vraag vanmôre is, gemeente, waar gaan jou laaste sodat eindig? Sodat jy kan aftree, sodat jy jou kleinkinders kan geniet, sodat jy meer tyd aan ander goed kan spandeer. Wel, die laaste sodat, vriende, wat op jou en my lewensboek geskryf word, sodat jy sterf. En dit is eintlik vanmôre die een ding wat ek met u wil kom deel vandag, waaroor ons baie mooi moet dink. Hey, ons gaan nie vir altyd hou nie. Ek en jy gaan iewers dood. Sommige van julle se laaste datum is nader as andersin. Sommige van ons weet nie hoe vinnig dit kom nie. Maar op die einde van die dag kom die Here Jesus, hy's eintlik hierdie ongelooflike investeerder in mense se lewens, hy's die groot makelaar van die hemel, en hy kom gee vir ons hierdie ongelooflike beginsel. Moenie julle geld in goed belê, waar dit gaan oud word, waar dit gaan uitsterf, en waar dit op die einde van die dag vir jou niks verder gaan beteken nie. Nou vriende, ek sien dit baie duidelik in my kinders se speelgoed. Ek weet van speelgoed wat my seuns koester, van dat hulle klein was tot nou toe. Maar as jy aan daai speelgoed vat, is hulle nie naasten by meer die kwaliteit wat hulle was nie. Die teddybeere is al uitgevat en hulle koppies hang al en die oogies is nie eens meer daar nie en die stertjie is al iewers afgetrek, maar hulle hou so vas aan dit, want dit vat hulle terug na iets toe. En dis eintlik vanmôre die hartseer ding, gemeente, om vir jou vandag te kom sê, dat jou huis, jou karre, jou geld, jou grade, jou boeke, alles wat jy gaan besit in hierdie wêreld, wat aards is, uitgelewer is aan verrotting. Dit gaan vir jou na 60, 70 jaar niks beteken nie. En die Here Jesus, wat 'n baie goeie investeerder van lewe is, weet, dat as ek en jy ons lewens in hierdie goed gaan behaag, gaan ek en jy uitgelewer is aan 'n lewe wat uitgelewer is aan verrotting. 'n Lewe wat op die einde van die dag niks gaan beteken nie. En dis so hartseer om vanmôre dit weer vir mekaar te kom sê, dat dit waaraan ons die meeste van ons tyd spandeer, is die dinge wat verganklik is. En dis nie sonder meer dat ek en jy vandag die woorde van Christus moet hoor in hierdie dag nie. In wat investeer jy alles van jou lewe?
Jesus sê, moet dit nie op aarde bymekaar maak nie. Daar is 'n skat wat vir jou 'n ewige rente gee. Daar is 'n skat wat se opbrengs so groot is dat jy dit nooit sal kan opgebruik nie. En ek wil daai skat vanmôre weer eens vir u kom gee. Daai skat is Jesus Christus van Nasaret, die Seun van God. Die een wat in vlees mens word, hier onder ons kom woon en die koninkryk vir ons kom aanbied en vir jou en vir my kom sê, as jy die koninkryk soek, laat vaar die wêreldse dinge. Dis nie om vanmôre te sê, gemeente, dat jou aardse lewe nie waarde het nie. Maar jou aardse lewe mag nooit troon bo die belang en die erns van wie God is nie. Dat die Here die grootste, die meeste van jou lewe moet vat. Hy sê dit verder, julle moet in die hemel vir julle skatte bymekaar maak, en dan sê hy, waar jou skat is, daar sal jou hart wees. Nou gemeente, is dit dalk skokkend om vanmôre vir jou te sê, dat dit wat vanmôre in jou hart lê, kom net van jou af. Dit waarvan jou hart vanmôre vol is dit wat jy toelaat om in jou hart in te kom. Wat lê vanmôre in jou hart? En dis eintlik die Here Jesus se beginsel, dat ongeag wat ek en jy in hierdie lewe doen, wat ek en jy in hierdie lewe vermag, wat ek en jy ook al in hierdie lewe aan ander mense verrig, die werk wat ons doen, die feit dat ek 'n babietjie se doeke omruil, as ek 'n brug bou, as ek bome afsaag, as ek 'n boer is, as ek 'n onderwyseres is, as ek met transport werk, maak nie saak wat ek in hierdie lewe myself mee besig hou nie, is daar een doelwit van 'n gelowige kind van die Here. En dit is om seker te maak dat Jesus Christus die eer ontvang vir dit wat ek doen. En liewe gemeente, nie dit wat ek en jy vir onsself bymekaar maak nie, maar dit wat die Here vir ons beloof, hy vir ons eendag sal gee as 'n beloning. En ek ken makelaars, ek het al by baie van hulle gekuier ook, hulle gaan nie vir jou 'n plan aanbied as hulle weet jy gaan jou geld in die water gooi nie. Die Here Jesus kom vanmôre en hy kom sê, investeer in die koninkryk. Belê in die skatte van die hemel, en jy sal altyd rente kry op jou belegging. Maar dis nie waarmee Jesus eindig nie. Hy sê vanmôre iets van jou en my oog. Hy sê vanmôre dat die oog die lamp van jou liggaam is. En as ek en jy in ons liggaam wil lig hê, moet ek en jy bepaal wat deur ons oë na ons liggame toe gaan. En saam met die skatte wat ons nie vir onsself op aarde bymekaar maak nie, maar in die hemel, kom die Here weer vanmôre en vra, met wat vul ons oë? Waarna kyk jy so baie? Wat hou jy jouself mee besig, want dit bepaal die lig vir jou lewe? En die hartseer woorde wat Jesus vanmôre gee is, as dit in jou donker is, as die lamp in jou donker is, hoe donker moet dit dan nie wees nie? Dat jy in 'n donker kamer probeer rondtas om uit te vind waar jy is, en al wat die Here vanmôre sê is, laat daar lig in jou lewe inkom. Johannes 8 vers 12, ek is die lig wat na hierdie wêreld toe gekom het. In Johannes 1 vers 5, God is lig, daar is geen duisternis in hom nie. Matteus 5 vers 16, julle is die lig vir die wêreld. Ja, liewe gemeente, waarmee is ek en jy so baie besig? Watse TV-programme kyk jy? Watse reekse volg jy? Watse nuuskanale kyk jy? Waarmee hou jy jou oë die meeste van die tyd besig? Want dit waarmee jy jou oë besig hou, word naderhand jou hart.
En dit waarvan jou hart naderhand vol word, is dit naderhand hoe jou lewe daar uitspeel. En dan kom die Here Jesus vanmôre en hy praat van 'n derde ding. Hy praat van 2 baase tegelyk. God of Mammon. Die Here Jesus het niks daarteen dat ek en jy 'n werk het of 'n inkomste verdien nie. Die Here Jesus het iets daarteenoor hoe ek en jy in verhouding staan met dit wat vir ons aangebied word. Is dit wat ek in hierdie lewe ontvang, is dit my baas of is ek in beheer daarvan? Daar's van u vanmôre wat dalk 2 werke moet hê om die huishouding aan die kook te hou. Die Here het niks daarteen nie. Maar die Here het wel iets daarteen, gemeente, dat ek en jy slawe word van dit wat ons doen. En nie vir God as die eienaar van ons lewe aanvaar nie. En dis die groot beginsel wat vanmôre in hierdie 3 eienskappe opgelê staan. Jesus bied homself aan jou en my as die grootste, as die meeste, as die grootste skat wat jy ooit sal besit. As die een wat vir jou lig in jou lewe kan gee. As die een wat sê dat hy die grootste en die belangrikste in jou lewe moet wees. En dan vra hy vir jou en my vanmôre, aan wat hang jy jou hart op? Waarmee hou jy jou so besig? Hierdie gedeelte sê nie vir jou en my dat ons so aan die hemel moet vaslaat hou, dat die wêreld vir ons geen betekenis het nie. Hierdie gedeelte sê wel vir ons dat as ek en jy ons lewens prioriseer op die regte plek, dan sal ons vir die wêreld meer beteken. Dan sal ek en jy die lig vir God in hierdie wêreld gaan uitlewe, omdat ons oë gefestig en gerig hou op die een wat ons lewens vir ons gee. Die kosbaarste skat in hierdie kant van die dood wat jy ontvang is jou lewe. En wat jy met hierdie lewe maak, bepaal natuurlik op die einde van die dag hoe jou ewigheid daarna uitsien. Is Job 31 vers 1 sê hy in die ou vertaling, ek het 'n verbond met my oë gesluit. Ek het 'n verbond met my oë gesluit. Is dit nie 'n mooi vers nie? Ek bepaal wat ek in my lewe toelaat en wat nie. En dan kom Paulus in Filippense 4 vers 8 en dan sê hy vir ons, bedink alles wat goed en waar en rein en edel en prysenswaardig is. Dis die dinge waaraan ek en jy ons tyd moet spandeer. En hoe baie keer doen ons dit? Ons gesprekke, ons uitkyk op die lewe soms, die goed waarmee ons partykeer besig hou, getuig glad nie van die feit dat God in beheer van hierdie wêreld is nie. Ons is te negatief ingestel oor baie dinge. En vanmôre wil die Here vir jou kom sê, draai daai lewe van jou om. Dit is vir my vanoggend so mooi, hier buite in 'n gesprek sê die een ou vir ons, hy weet glad nie wat op die politieke terrein gebeur nie, want hy stel nie daarin belang nie. En ek dog so by myself, wie is nou ryker of armer? Ek wat wil weet wat aangaan, of hy wat eenvoudig net sê, ek stel nie belang nie. Op wat fokus ek my lewe? En liewe gemeente, om eerlik te wees, ek en jy kan vanmôre oor baie dinge negatief wees. Want dinge werk nie en loop nie soos wat dit moet in Suid-Afrika nie. Wat nog te sê van ons eie dorp? Ons lewe in 'n gebroke, stikkende samelewing met 'n korrupte regering en 'n ondisfunksionele munisipaliteit. Mense wat onkundig is, ons doen. Ons kan oor al hierdie goed vanmôre baie vir mekaar sê. Maar die Here Jesus kom en hy sê, soek allereers die koninkryk van God. En of jy dan 'n dokter is, of 'n onderwyser is, of jy nou 'n boer is, of 'n dominee is, of 'n makelaar, of 'n finansiële adviseur,
of wat se beroep jy ook al vanmôre beoefen, een doelwit. Ek doen dit wat ek doen, tot eer en verheerliking van Jesus Christus, my Here. Kan jy vanaand op die einde van jou dag, voordat jy in jou bed klim, na die Here toe draai, en vir die Here sê, Here, vandag het ek nie een tree gegee, sonder U nie. Here, vandag het ek nie een besluit gemaak, sonder om U nie daarin te ken nie. Here, vandag het alles wat deur my kop gegaan het, gegaan op een ding, hoe kan ek in hierdie situasie die lig van die koninkryk skyn? Hoe kan ek in daardie vergadering wys, dat Jesus die koning van my lewe is? Het ek in daardie moeilike gesprek vir die mense gesê, dat daar 'n ander hoop lê buite hierdie wêreld? En gemeente, as jy dit vanaand, voordat jy gaan slaap, nie vir die Here kan sê nie, moet jy miskien vir die Here vra, aan wat is my hart gekoppel? Aan wie spandeer ek my meeste tyd? Dis een ding om vir oggend wakker te word en die 3 minute stukkie wat ek vir jou uitstuur te lees en te dink, daar is jou dag nou oop, nou het jy genoeg van die Bybel gehad. Liewe gemeente, dis nie hoekom ek daai stukkie uitstuur nie. Ek stuur dit uit sodat jy daarom jou oggend reg kan begin, dat jou dag verder kan verloop in die naam van die Here. Maar jou geestelike pad, jou geestelike reis met die Here Jesus, kan nie afhang van 'n stemboodskap nie. Dit kan nie afhang van jou 5 minute wat jy gou in die Bybel lees en gou bid nie. Ons sê dit altyd vir ons ouers in die kerk, julle gee vir ons julle kind vir 'n halfuur op 'n Sondag 1 keer 'n week en dan is daar 20 Sondae 'n jaar. Hoe verwag jy van die kerk om jou kind koninkryksbeginsels te leer vir net 10 ure 'n jaar? Gemeente, aan wat spandeer jy jou tyd? Jou werk as ouer is om 'n kind groot te maak wat gereed staan vir die burgerskap van die hemel. Dat hulle nie hulle oë sal gefestig hou op hierdie aarde nie. Dat hulle moet vanmôre weet dat my kos en my klere en my veiligheid en my middele wat ek in hierdie wêreld ontvang, nie kom van hoe hard af ek werk nie. Dit kom van die Here Jesus af, wat deur die Heilige Gees vir jou en my seën en sorg. Het jy gisterand honger gaan slaap? Het jy vir die Here daarvoor dankie gesê? Het jy vanmôre klere aan in die kerk waar dit koud is? Het jy vir die Here daarvoor dankie gesê, of sê jy dankie vir jou werk? Sê jy dankie vir die geld wat jy ontvang? Sê jy dankie vir die feit dat jy finansiëel beter af is? Dan is jou hart nie gekoppel aan dit wat dit moet wees nie. Paulus bid, en hy sê, ek bid dat julle geestesoë sal verhelder. Hy bid dit in Efesiërs 1 vers 18. Dat julle geestesoë so sal verhelder, dat julle sal weet watter hoop sy roeping inhou. Vriende, ons is net burgers van die hemel. Ons is nie burgers van hierdie wêreld nie. Ek en jy is bywoners. Ons is nie inwoners nie. En terwyl ek en jy in hierdie wêreld bywoon, eintlik in my kop sê ek vir 70 of 80 jaar hou ek so 'n bietjie vakansie voordat ek teruggaan na my werklike huis toe. En terwyl ek en jy in die tydelike uitgelewer is van hierdie lewe, kom die Here Jesus en hy kom sê vir ons, moenie vir julle skatte in hierdie wêreld bymekaar maak, waar mot en roes dit kan verniel en waar diewe kan inbreek en dit kan steel nie. Maak vir julle skatte in die hemel bymekaar, waar mot en roes dit nie kan verniel nie en waar diewe dit nie kan steel nie. Waar jou skat is, daar sal jou hart wees. En dan sê hy vir ons, die oog is die lig, is die lamp vir jou liggaam.
Die oog verskaf vir jou liggaam wat jy nodig het om te kan sien in hierdie donker wêreld. En as daai lamp van jou oog donker is, hoe donker moet dit dan wees? Jy kan nie vir 2 baase te gelyk werk nie. Jy gaan vir die een meer waardering hê as vir die ander een. Jy gaan die ander een meer hoor ag as vir die een. En op die einde van die dag, gemeente, watse een van hierdie 2 baase gaan vir jou sê, mooi gedoen, goeie en getroue slaaf. Kom in en kom deel in my vreugde. Moenie julle tyd aan tydelike goed mors nie. Bou vir julleself koninkryksbeginsels. Belê jou lewe in dit wat vir jou tot in alle ewigheid sal opbrengste lewer. En die enigste een wat dit kan doen, is die Here Jesus Christus. En as jy vanmôre bely en erken dat jy in hom glo, liewe gemeente, dan moet jy vanmôre vir die Heilige Gees sê, Here, kom neem beheer van my. Maak my meer en meer gelyk na die beeld van Christus. Laat my lewe soos U wil hê ek moet. Want dan bou ek die koninkryk in. Dan belê ek waar ek moet. En die Here ontvang die eer vir daai lewe. Amen. Here Jesus, U is ons grootste waarde. U is ons enigste bate. U is 'n bate wat nooit taan in waarde nie. U is nie uitgelewer aan rentekoerse of inflasie of in resessies nie. Nee, Here, U styg altyd bo ons eie vermoëns. En ons eer U vanmôre dat U die waardevolste belegging kan wees in enige een se lewe. En daarom kom vra ons, kom pleit ons, kom bid ons, Here, dat U ons harte sal wegdraai van die wêreld af en sal terugdraai na U toe. Aan Hom alleen die eer. In Jesus se naam bid ons dit. Amen.